Goeiemôre vriende, dit is 'n wonderlike dag vandag. Het is heerlik om weer so saam met julle te verkeer op hierdie laaste dag van die week waarin ons Pinkster hou. Ons gaan vandag met die 6de Pinkster boodskap besig wees, maar ons gaan Sondag ook nog weer die 7de Pinkster boodskap doen, wat dan nou uit 1 Johannes 4 vers 1 tot 6 kom. En dan maandag, dinsdag en woensdag maak ons die boek klaar. Ons sal weer maandag, dinsdag en woensdag ook Zoom vir die van u wat belangstel om dit te doen. Terwyl ek besig is om met u te praat, as u dalk op YouTube gaan en u maak my kanaal oop, Andries P. Coetzee, sal dit nogal goed wees. Dit is altyd goed vir 'n mens om die statistiek by te hou. As julle sommer net gaan 'n bietjie inskryf op die bladsy. Beteken net, julle gaan van die bladsy hou, nie net van die video nie, maar van die bladsy, en julle gaan inskrywers, subscribers word. Subscribers is die woord. So as julle dit doen, sal dit vir my nogal 'n hele klompie help met YouTube, wat dit dan baie lekker maak om so saam met julle te verkeer. Ons gaan waarskynlik in die winter nogal 'n paar keer so saam verkeer. Ek gaan probeer om in die werklike Pinkstertyd ook weer vir julle so 'n paar boodskapies te bring wat met Pinkster nog meer verband hou as dit wat in 1 Johannes staan. Natuurlik is 1 Johannes absoluut 'n brief wat vir 'n Pinksterkerk geskryf is. Nie 'n apostoliese kerkie, nie 'n kerk wat 'n dwaalleer verkondig nie, maar vir 'n kerk wat die gees van die Here inlewe. En dit is ons gemeente is 'n gemeente baie duidelik waarin die gees van die Here lewe. Ons gaan vanmôre vir onsself 'n bietjie besig hou met 1 Johannes 3 vers 11 tot by 24, en ons gaan soos wat ons gewoonlik maak met 'n gebed open, en dan gaan ek vir julle die teks lees, en dan wil ek 'n klompie gedagtes met julle wissel rondom die teks. So kom ons buig ons hoofde en ons gaan bid die Here. Here ons God, ons sien iets van u grootheid wanneer ons u woord voor ons oopslaan en ons lees van die God met wie ons te doen het. Ons lees van die ware God, die enigste God, die God wat nie homself daar hoog bo in die hemel geag het om glad nie met mense te doen te hê nie, maar wat juis uitgereik het, en die hoogtepunt van daardie uitreik was dat u seun vir ons gegee het om hier vir ons te kom wys hoe lyk dit om lief te hê. En as ons vanmôre daaroor 'n bietjie met mekaar wil praat, en ons kan nie anders uit 1 Johannes as om ook so 'n bietjie te praat oor hoe lyk dit om te haat, dan wil ons bid, Here, dat u vir ons vanmôre ook deur u woord en gees sal seën. Seën die voorlees van die woord, en seën ook die nadenke van die woord. Ons weet maar baie goed, Here, dat ons in die nadenke van u woord besig is met mensegedagtes. En mensegedagtes is onvolkome en onvolmaak, en 'n mens kan maklik foute maak in mensegedagtes. Maar dit is ons gebed, en ons bid dit die hele week al vir elke geleentheid wat ons by mekaar is, dat u deur die gees vir ons sal hou by u woord, sodat ons die ware evangelie van Jesus Christus, soos wat Johannes dit ook verkondig het, hier in ons midde kan verkondig. Seën ons asseblief vanmôre in ons samesyn om Jesus ontwil. Amen. Vriende, nou lees ek vir 1 Johannes 3 vers 11 tot 24, en ek wil u net daarop wys dat Johannes nou in vers 11 aansluit by die laaste woorde wat hy in vers 10 van 1 Johannes 3 geskryf het. En dit by name dieselfde geld vir iemand wat nie sy broer lief het nie. En nou neem Johannes hierdie hele gedagte van lief hê, neem hy weer op. En hy die gedeelte staan in die 2020 vertaling onder die opskrif liefde in plaas van haat. So dit sê onmiddellik vir ons Johannes is met 'n vergelyking besig. En ons gaan so 'n bietjie vanmôre by daardie vergelyking stil staan. Die woord van die Here lui so, want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. Nie soos Kain wat uit die bose was en sy broer vermoor het nie. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy dade sleg was en die van sy broer regverdig. Moenie verbaas wees, broers, as die wêreld julle haat nie.
Ons weet dat ons uit die dood oorgegaan het na die lewe, omdat ons ons broers lief het. Wie nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe blywend in hom het nie. Hieraan ken ons die liefde, dat hy vir ons sy lewe afgelê het. Ook ons behoort ons lewe vir ons broers af te lê. Hoe bly die liefde van God in iemand wat genoeg aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar sy hart nogtans vir hom toesluit? Kinders, ons moet nie net met woorde, met die tong lief hê nie, maar met die daad en in waarheid. En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid kom en met 'n geruste gewete voor God kan staan. Wanneer ons gewete ons veroordeel, is God groter as ons gewete en hy weet alles. Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, kan ons met vrymoedigheid voor God staan. En wat ons ook al vra, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie onderhou en doen wat vir hom aangenaam is. En dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy Seun Jesus Christus moet glo, en mekaar moet lief hê volgens sy gebod wat hy aan ons gegee het, en wie sy gebooie onderhou, bly in hom en hy in hulle. Hieraan weet ons dat hy in ons bly, deur die Gees wat hy aan ons gegee het. Geliefde vriende in ons Here Jesus Christus, as 'n mens hierdie gedeelte gelees het, is dit onmiddellik opvallend dat hier van twee goed sprake is. En die hele tyd wat Johannes met hierdie verbondenheid van die gelowiges met mekaar, met die apostelgroep en met die Vader en die Seun besig het, is hy ook besig om uit te bou hoe hierdie verbondenheid werk. En die hele tyd, hy wissel dit so af, is die verbondenheid, word dit beskryf aan die hand van goed wat die verbondenheid versterk en goed wat die verbondenheid laat verkrummel. En hierdie gedeelte is nou een van daardie gedeeltes waarin hy al twee hierdie dinge gelyktydig aanspreek, maar hy doen dit op so 'n manier dat ons kan weet dat ons uiteindelik deur ons optrede die verbondenheid versterk deur mekaar lief te hê. Nou ek gaan nou so 'n bietjie meer daaroor gesels. Ek dink net die tema wat ek vanmôre sou wil gebruik in hierdie gedeelte is om mekaar lief te hê, is tegelykertyd die hoogtepunt, die diepste gang en die verste vlug van ons verbondenheid. En daarmee wil ek sê dat die liefde waarvan Johannes hier praat, die agape wat ons so dikwels die Griekse woord van hoor, dat daardie liefde die omvattende ding is, wat ons verbondenheid met mekaar saambind, en ons ook met die apostelgroep saambind, en ons ook met die Vader en die Seun saambind. So wanneer ons lief het, so sê Johannes, dan versterk ons hierdie onderlinge verbondenheid op al drie die vlakke waarmee ons nog die hele tyd besig is. En dan word die getuienis van die gemeente en ook van elke gelowige binne in die gemeente al helder en duideliker dat ons met die Gees van God vervul is. Nou, omdat Johannes met 'n vergelyking besig is dit miskien goed as ons so 'n bietjie gesels net oor hoe Johannes die hele gedagte van lief hê in die Christelike gemeenskap, in die verbondenheid met mekaar, met die apostelgroep en met die Vader en die Seun, hoe hy daardie liefde se teenoorgestelde beskryf. Nou, Johannes gebruik die teenoorgestelde haat. En hy begin sommer al reeds met Kain en Abel, want Kain het vir Abel doodgemaak, hy het hom vermoor. En waarom het hy hom vermoor? Hy het hom vermoor omdat hy, Kain, vir homself te belangrik was. Hy was jaloers op Abel se offer wat direk na God toe gegaan het. En daarom het hy homself vermoor. Daarom is dit so belangrik dat ons vir mekaar sal vra, wat beteken dit om iemand anders te haat? Want ons is nie altyd doodseker dat ons met die regte ding besig is nie.
Partymal klink dit asof ons lief het, terwyl ons in werklikheid besig is om te haat. Nou kom ons sê gou, die eerste ding wat haat nie beteken nie, is dit beteken nie dat daar openlike vyandigheid is nie. Mense kan met 'n glimlag op die gesig vir jou so haat, so karaktermoord op jou pleeg, dat jy eintlik uitsien na die reis hel toe waarheen hulle jou stuur. Om te haat is om 'n negatiewe keuse ten opsigte van iemand anders te maak. Nou miseo is die woord wat die Grieks vir haat gebruik. En wanneer 'n Griekse werkwoord op 'n o eindig, is dit altyd die infinitieve vorm daarvan. Nou die infinitieve vorm beteken dit is dat hierdie ding waarmee ons besig is, hierdie ding wat ons doen, gaan oneindig en oneindig en oneindig aan. En in hierdie teks word meseo net so in die infinitieve vorm gebruik. Dus die haat gaan eenvoudig oneindig aan. En dit beteken in die heel eerste plek om 'n negatiewe keuse te maak oor iemand anders. Ek sê weer, dis nie openlike vyandigheid nie. Dit is baie dikwels net 'n kwessie van dat so 'n persoon begin om jou eie waarde te vergelyk met sy eie. Dat hy jou eie waarde begin ondergeskik stel aan sy eie waarde. En daarom begin hy naderhand so praat, so dink, so uitleef, sonder dat hy enige vyandigheid begin bewys het, dat hy eintlik die meerdere oor jou is en dat jy die mindere is. Ek is baie lief vir die uitdrukking om te sê, mense wat hierdie meerderwaardigheidsgesindheid openbaar, dink hulle is meer mens as wat die ander mense mens is. En dit is die gestalte van haat. Haat is uit sy aard uit selfsugtig. Haat draai uit sy aard uit rondom jou, rondom die mens wat besig is om te haat. Daarom is dit so belangrik dat ons ook vir mekaar moet sê dat wanneer ons begin voorwaarde stel aan ons aanvaarding vir iemand en sê, as jy dit doen of dat doen of hierdie ding doen, sal jy vir my aanvaarbaar wees, is ons besig met haat, want ons sê, ek is beter as jy, en omdat ek beter is as jy, kan ek van jou eis om te verander. Jy moet baie versigtig wees daarvoor. Dit is 'n gruwelike sonde. Dit is 'n sonde waarin jy 'n keuse maak vir jouself, waarin jy kies om jouself te dien. En uiteindelik kom dit op die einde van die dag daarop neer dat jy jouself aanbid. Daar is in hierdie wêreld baie dikwels hierdie tendens van mense, en ek gaan dit Sondag weer sê, wat sê die Here het vir my gesê. En dan gaan hulle aan met hoe die mense rondom hulle moet verander om in te skakel by dit wat die Here vir hulle gesê het. Nou net daai sinnetjie, die Here het gesê, laat my nekhare regop staan. Want ek bely en ek glo met my hele wese, saam met die kerk waarvan ek 'n predikant is, waarin ek opleiding gekry het, waarin ek die Bybel bestudeer het oor 'n periode van 'n leeftyd, glo ek met my hele hart dat God dit wat hy oor homself bekend wil maak, het hy reeds in sy woord gesê. En ons kan nie maar net sommer daaraan interpretasies gaan heg, asof ons die mense is wat God se woord kan aanvul en verklaar en uitlei nie. Daar die uitdrukking, die Here het vir my gesê, is gewoonlik, ek wil jy moet my mooi hoor, is gewoonlik 'n haatsuitspraak. Dis 'n uitspraak van meerderwaardigheid. Kyk hoe goed is ek, want God praat direk met my. En julle oukies hieronder, wat die sou nog so aan die worstel is in die modder, soos 'n vark wat in die modderpoel rol. Julle ouentjies, julle moet nou verander, want die Here het vir my gesê. En dan staan my nekhare regop en ek draai die meeste van die tyd net om en loop, maar soms kry ek selfs dit nie reg nie. En as ek dan so 'n persoon aanvat, dan rol ek vir hom deur die modder, nie omdat ek dink ek is beter as hy nie, of omdat ek beter weterig is nie, maar eenvoudig omdat ek weet
dat hy nie die regte ding doen nie, dat hy onregverdig optree, hatig optree. Daarom is ek so verskriklik, is dit vir my so verskriklik belangrik, dat jy sal verstaan wat dit beteken om te haat. Goed, die tweede deel, waarmee Johannes hier besig is, hy sê, kinders van God het lief. En nou werk hy met daai bekende agape. Agape is 'n selfstandige naamwoord, wat op 'n e eindig, en dit beteken dan nou net liefde. Dis al wat die woord beteken. Dit beteken liefde, en dit word ook so vertaal. Maar die agape het ook 'n werkwoord, en die werkwoord eindig ook weer op 'n o, dit is agapao, en hy staan ook in hierdie teks, en in ander tekste uit die Bybel, en ook in hierdie teks, in ander forme, staan hy ook in die infinitiewe vorm, die oneindige vorm. Agapao sê, wanneer ek lief het, het ek lief totdat die wêreld verbygaan. Maar wat beteken dit om lief te hê? Dis verskriklik eenvoudig. Vriende, dit is nie, in die eerste plek nie 'n emosie nie. Die emosies mag wel betrokke wees. Jy mag wel verskriklik aangetrokke voel tot die een wat jy lief het. Maar om lief te hê is 'n lewenswyse. En dit beteken doodgewoon om die ander een hoër te ag as jouself. Dit is wat Jesus se liefde vir ons beteken. Dat ek, Dries Coetzee, vir jou hoër ag as wat ek myself ag. So jy is meer mens as wat ek mens is. As 'n mens nou daardie uitdrukking so mag gebruik. Nou, ek het al vir u geleer, daar is daai 3 groepe mense in die wêreld, die mense wat sê, I'm okay, you're not okay, dis die meerderwaardige ou, en dan is daar mense wat sê, I'm not okay, you're okay, en dis die minderwaardige mense, en dan is daar mense wat sê, I'm okay, you're okay, en dit is die mense wat die Christelike lewe leef. So, ek sê vanmôre vir jou, die liefde van Jesus Christus kry so gestalte, dat jou lewensingesteldheid word, I am okay, you are okay. En as jy dit begin uitleef, dan kom jy agter dat jy mense saambind. Hoekom? Want hierdie liefde is die sterk, die omvattende, samebindende faktor in hierdie verbondenheid van ons met mekaar, met die apostelgroep en met die Vader en die Seun. Dis verskriklik belangrik dat jy dit sal verstaan. Nou gebruik Johannes die res van hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, gebruik hy om vir ons 2 voorbeelde te noem van hoe lyk so liefde. Hoe lyk dit om lief te hê? En dan sê hy, Jesus Christus se liefde het aan die kruis geëindig. Jesus Christus se liefde was 'n liefde waarin hy homself prysgegee het. Waarin dit vir hom so belangrik was dat jy verlos sal word. Dat hy tot in die dood, nie tot naby die dood nie, nie tot net voor die dood nie, nie tot selfs al moes hy sterwe nie, maar tot daar waar hy gesterf het, bereid was om vir jou meer te ag, as wat hy homself geag het. Dit is so belangrik, Filippense 2 vertel vir ons hierdie storie so mooi, julle kan dit gaan lees weer daar van vers 5 af. Hy vertel vir ons hierdie storie so mooi, hoe hy wat God was homself nie aan sy godheid verklem het nie, maar homself daarvan ontdaan het nie, hy het dit nie neergelê nie, hy het dit net bedek, en in die gestalte van 'n slaaf verskyn het, en as slaaf het hy toe uiteindelik so gehoorsaam gewees, dat hy homself tot die dood toe verneder het. So, as Johannes dan in hierdie gedeelte sê, as Jesus dit gedoen het, as Jesus vir ons sy lewe neergelê het, behoort ons ook in ons liefde vir mekaar bereid te wees, om ons lewens neer te lê vir mekaar. Dis verskriklik belangrik, hierdie mooi beeldjie wat hy gebruik. Jesus se liefde moet die gestalte wees waarin ons liefde ook grondvat. En dan gebruik hy 'n tweede beeldjie, hy sê liefde
Kan nie iets wees waaroor jy net praat nie. Jy moet dit doen. Daarom is dit so belangrik dat ons vir mekaar sê, liefde is 'n lewenswyse. Dis 'n manier van lewe voor God. Ek kan nie sê ek het lief en dan haat ek iemand nie. Ek kan nie sê ek het lief en dan dink ek is die belangrikste ou hier rond nie. En dan dink ek, almal moet my dien, almal moet vir my hier wees, almal moet doen wat ek wil hê hulle moet doen. En dit gebeur nogal baie dikwels, dit gebeur te dikwels in ons onderlinge verhoudinge met mekaar. Nee, as ek sê ek het lief, dan moet dit by die woord, op die grond uitkom, by die dade uitkom wat ek doen, by die woorde uitkom wat ek sê, by die gedagtes uitkom wat ek dink. Dit moet my lewenstyl wees. Lief hê is 'n manier van lewe in hierdie wêreld, soos wat haat 'n manier van lewe in hierdie wêreld is. En lief hê is uit sy aard uit opofferend van gestalte. So het Jesus dit vir ons kom wys, het ek nou vir julle gesê. En liefde is uit sy aard uit prakties van gestalte. En dan het Johannes interessante goed wat hy in hierdie gedeelte oor die praktiese van liefde sê. Hy sê, as ons so lief het, so prakties lief het, as ons woorde nie net lippetaal is nie, net met die tong bely word nie, maar ook by ons hande en ons voete, en ons hart en ons gesindheid, en ons ingesteldheid en ons lewenswyse uitkom, dan het ons die vrymoedigheid om voor God te verskyn. Hy sê, en dan gebeur dit ook so dat God vir ons gee wat ons bid. Hy gee nie vir ons omdat ons bid nie. Hy gee vir ons omdat ons aan die hand van sy gebooie lewe, spel Johannes dit hier uit. Hy sê, as jy God se gebod hou, dan gee hy vir jou wat jy vra, want jy doen 3 basiese dingetjies. Jy glo in Jesus Christus en jou geloof in Jesus Christus is al klare gestalte van jou liefde, 'n praktiese gestalte van jou liefde. Jy het jou naaste dus lief, so lief dat jy bereid is om jou eie lewe vir hom of haar op te offer, en ek praat van jou naaste, luister wat ek vir jou sê. En dan jy onderhou God se gebooie. En dis die gestalte, die praktiese gestalte van ons liefde, en dit lei daartoe dat God ons gebede verhoor. Wanneer God dan nie ons gebede verhoor nie, as dit droog is en dit bly droog, as ons sonskyn nodig het en dit bly reën, wanneer God dan nie ons gebede wat ons bid verhoor, dan lê die fout nie by God nie, dan lê die fout by ons. Dan is ons dalk nie besig om sonder selfsug, sonder eie belang, sonder dat ons onsself selfs bo die natuur wil stel, is ons dalk besig om so van God iets te vra, terwyl ons nie besig is om sy gebooie te onderhou nie. En nou is die mooi van Johannes se briefie, en Johannes se argumente vloei so pragtig in mekaar. 'n Mens kan, jou staan amper partymal verwonderd as jy dit in diepte bestudeer. Maar nou is die mooi van Johannes se manier van hierdie saak beredeneer, is dat hy weer in die laaste versie van die gedeelte waarmee ons besig is, vers 24, die volgende tema op die tafel sit. En hier dan sê hy, wie sy gebooie onderhou, bly in hom, en hy in hulle. Dit verwys nou alweer terug nog na die vorige gedeeltes toe. Hierdie verbondenheid kry ook sigbaar gestalte, hierdie omvattende liefde wat ons verbondenheid definieer, kry sigbaar gestalte, deurdat ons sy gebooie onderhou. Daar kan nie 'n vraag daaroor wees nie, vriende. Die Bybel het nooit bedoel dat die wet sal verval nie. Wat die Bybel bedoel het, is dat die manier waarop die Jode die wet gebruik het as 'n afgod, dat dit verval het, en Jesus het in die plek daarvan gekom, en ons gaan bid vir Jesus. So die onderhouding van die gebooie is nie onderhandelbaar nie, ons kan nie met mekaar daaroor redeneer nie. Maar ons weet dat hy in ons bly, hoe? Deurdat ons die gebooie onderhou, en deurdat hy vir ons sy gees gegee het. En ons gaan Sondagmôre by die nagmaal, gaan ons so 'n bietjie praat oor daardie gees wat ons ontvang het. Die gees waarmee ek en jy elke dag in die wêreld rondloop, maar ook die Heilige Gees wat ons hele lewe oordek en wat gaan maak dat ek en jy kan doen wat God wil hê ons moet doen.
Ek wil hierdie laaste geleentheid vir hierdie week gebruik om weer vir jou te verseker daarvan, dat ek vir jou bid, dat die inligting wat in hierdie boekie na vore kom, en die verstaan van hierdie boodskapies, dat hulle vir jou sal lei daartoe, om die Here net op 'n ander manier bietjie weer te beleef, om net bewus te wees, op 'n ander manier bewus te wees van die Here, op 'n manier van hierdie onderlinge verbondenheid van ons met mekaar, met die apostelgroep. Dit is belangrik, ons kan nie daarvan ontslae raak nie, dis waar ons wortels lê, en met die Vader en die Seun, dis waarheen ons strewe, en dit is uiteindelik wat alles omvat, want selfs die liefde as die omvattende van ons onderlinge verbondenheid met mekaar, word ook nog weer omvat deur die Vader en die Seun. Mag hy vir jou in sy genade hierdie boodskap deur die loop van hierdie week en ook die eerste helfte van volgende week so laat belewe dat jy werklik die koninkryk kan sien kom en laat kom in Jesus naam. Amen.